Die nasionale gesondheidsversekering is in sy wese siek en solidariteit veg dat dit klap daarteen. Die goeie nuus is, dis tydelik gestop, maar die stryd duur voort. Dit moet finaal gestop word. Maar terselfdertyd kyk ons ook na, wat is die alternatief om seker te maak dat almal toegang het tot goeie mediese sorg in Suid-Afrika. Gesondheid is 'n baie persoonlike ding. As jou gesondheid moeilikheid optel, kan dit lewensveranderend wees. En dan wil jy nie in 'n situasie sit waar die staat jou gesondheid genasionaliseer het nie. En dit is wat die nasionale gesondheidsversekering wil doen. Dit wil gesondheid sentraal beheer. En indien jy kyk na die staat se geskiedenis met sentrale beheer, kan dit rampspoedig wees. Ek onthou Connie Mulder, die hoof van Solidariteit se Navorsingsinstituut, het op 'n stadium gesê, en dit was die middebeerdkrag, dat ons wil nie beerdpille hê nie. En hier by my is Teens Du Buisson. Hy is 'n senior navorser by Solidariteit en ek meen hy is waarskynlik een van Suid-Afrika se grootste kenners van die NGV op hierdie stadium. Teens, as jy net weer vinnig moet opsom, wat is die groot kritiek teen die NGV? Aan die een kant kan mens tog sê, mens wil graag hê, mense moet tog almal toegang tot goeie mediese sorg hê. Ja, absoluut. Die groot probleem, moet eers begin met, wat is die probleme met die huidige gesondheidsstelsel? Daar's twee groot probleme. Eerste een is die openbare stelsel val uit mekaar uit. Bitter min sukses stories. Daar is in die Weskaap 'n paar klinieke en hospitale waar jy kan gaan en goeie diens kry. Daar is selfs mense wat hier en daar goeie ervarings het in Gauteng in die openbare stelsel, maar dis uil gesaai. Dis oorhoofs, ek sou sê 95% van die openbare gesondheidsstelsel val absoluut uit mekaar uit. Mense gaan onnodig dood, mense kry nie behandeling wat hulle moet kry nie. Die stelsel is totaal en al oorlaai. En dan die privaat kant is die groot probleem, dis onbekostigbaar. En dit raak toenemend onbekostigbaar, omdat dit mediese fondse word doodgereguleer. Daar is niks wat hulle kan of mag doen om dit goedkoper te maak nie. En die uiteinde daarvan is, daar moet dringend ingegryp word. En ons verskil nie daarmee nie, daar moet absoluut dringend ingegryp word. Maar die staat se voorgestelde oplossing, nasionale gesondheidsversekering, is definitief nie die oplossing nie. Dit gaan niks doen om gehalte te verbeter nie. Dit sal absoluut gehalte vertwak. So dis die eerste groot punt van kritiek teen die NGV is, die probleem wat dit wil aanspreek, gaan dit nie, ja, dit gaan kostes verlaag, maar ten koste van wat? Dit gaan ten koste van gehalte gesondheidsorg wees, want hulle gaan die een deel wat tans werk, die private gesondheidsorg, behalwe vir prys, werk het oor die algemeen baie goed. Daar is natuurlik ook probleme, maar nie naaste by probleme op die skaal wat ons in die openbare sektor het nie. So nou sien ons nasionale gesondheidsversekering kom in. Die uiteinde daarvan is, jy gaan omtrent 14% inkomstebelasting, meer inkomstebelasting moet betaal as tans, soos vir dit weghardloop en het al duurder en duurder word, is daar skattings dat het oor R1 triljoen 'n jaar gaan kos. Ek meen, niemand kan dit bekostig nie, mense wat my... Sê net weer oor daai inkomstebelasting. Ja, wat jy tans betaal, jy kan vir 'n begin 14% opsit, as hy eers op koers is, gaan jy so tussen 12 en 18% van jou totale inkomste moet betaal om die NGV te befonds. So dis enorm. Mense wat tans sê, hulle kan nie mediese fonds bekostig nie. Dan moet jy inreken, die groot probleem met mediese fondse tans is, hulle sukkel, hulle raak al duurder om almal wat wel bydra tot hulle fondse se mediese kostes te dek. Dis kom dit elke jaar duurder word. Nou kom die NGV in, nou gaan almal
moet bydra vir mense wat nie tot die fonds bydra nie, se mediese kostes ook. So dis totaal en al onuithoudbaar en dan kom jy by 14% van jou inkomste wat jy gaan met afstaan elke maand. So mense wat dink, hulle kan nie nou mediese fonds bekostig nie, hulle hoop die NGV kom in om daai kostes te dra. NGV gaan jy waarskynlik meer kos as wat 'n mediese fonds tans kos. So dis onbekostigbaar en is onimplementeerbaar. Absoluut. Vir alles jy in ag neem, die probleme wat ontstaan in die openbare sektor het, 'n groot probleem daar is die stelsel is totaal en al oorlaai, daar is te min personeel. NGV maak glad nie voorsiening daarvoor om meer mense in diens op te lei nie, dit maak nie voorsiening daarvoor om meer mense in diens te neem, om die waarheid te sê, ons peilings en ander peilings van binne die bedryf wys in party spesialistvelde sê 90% plus van spesialiste as NGV inkom, tree hulle vroeg af of hulle emigreer. So dit gaan in alle opsigte, koste is nie die enigste nie, dit gaan in absoluut alle opsigte, gesondheidsorg in Suid-Afrika onmoontlik maak. Kom ons maak dit net bietjie prakties. Wat beteken die NGV? Nou is hy hier, kan ek nog gaan na die dokter toe wat ek wil, kan ek nog gaan na die hospitaal toe wat ek wil, kan ek nog steeds aan 'n mediese fonds behoort en eintlik dan nou dubbel betaal, ek betaal die belasting, maar ek het daar 'n mediese fonds, ek kan nog toegang hê tot my eie keuse goeie mediese sorg. Wat vat dit weg van my? Wel, die groot punt daar waar NGV regtig problematies raak, behalwe dat dit onbekostigbaar is. As dit by praktiese implementering kom, hulle het 'n streng verwysingsstelsel daaroor. So jy gaan waarskynlik, soos vir dit tans in meeste van die openbare sektor werk, as jy voel iets is fout met jy, dan gaan jy eers na 'n suster toe moet gaan of 'n plaaslike kliniek of die mediese praktisyn wat aan jou area toegewys is en hulle sal dan besluit is Jou keuse is weg. Jou keuse is weg. Hulle sal besluit is jy siek genoeg om dan 'n dokter te sien of gaan jy suster wat jy sien sommer vir 'n paar pille gee. En ons hoor reeds verhale van waar dit reeds so werk in die openbare sektor, waar mense daar kom en dan sê hulle het reeds 'n diagnose, hulle niere is daarmee. En dan sê die suster vir hulle eenvoudig, weet jy, dis net terugpyn, drink hierdie Panadis. En mense gaan dood as gevolg daarvan, want jy het nie die opsie om reguit na die persoon wat jy die beste kan help te gaan nie. So daai probleem gaan dan, hulle kopieer een van die grootste probleme in die openbare sektor en wil dit die kern van gesondheidsorg in Suid-Afrika maak onder die NGV. So jou keuse is heeltemal weg. Jy gaan dan uitgelewer wees in hierdie verwysingsproses en as een van die bureaukrate in die proses besluit, jy is nie siek genoeg om verdere behandeling te kry nie, of hulle sê, hier is ons lys van behandelings wat ons vir jou kan gee, maar jy weet uit vorige ervaring, jy reageer nie goed op daai behandeling nie, dan gaan hulle vir jou sê, jammer Dirk, hierdie is die lys van behandelings wat ons vir jou mag gee, as jy iets anders wil hê, moet jy kontant daarvoor betaal. Maar nou is die probleem, mediese fondse is ook verbied volgens die NGV-wet om enige dienste te dek wat deur die NGV gedek word. So jy gaan dan of uit jou sak daarvoor moet betaal, of jy gaan daar sonder moet gaan. En uit jou sak daarvoor betaal gaan ook nie maklik wees nie, want waar gaan jy 'n dokter kry wat jy behandel, want hulle gaan oorlaai wees deur NGV-pasiënte. So hierdie stuk wetgewing moet beveg word. Ja, absoluut. En gelukkig is dit so dat daar 'n baie wye front weerstand daarteen is. Solidariteit was die eerstes uit die blokke uit, eerste stukke uitgekry, eerste hofstukke beteken, ons het so 'n bietjie die standaard daar gestel, baie omvattende stukke, ek het daardeur gelees, maar toe kom die bedryf ook, en daar is ongelooflike klomp litigasie op die oomblik, 'n klomp applikante, en ek is verskriklik dankbaar daarvoor, dis waarskynlik die grootste weerstand nog teen 'n stuk wetgewing. Wat is die basis van ons regsaksie teen die NGV? Ja, die regsaksie teen die NGV, ons staan op twee bene, meeste ander litigante het een van die twee gekies, wat of, soos in ons geval beveg ons die proses wat gevolg is om die wet deur te voer, en dan is daar ook die hele wet self, waar ons klousule vir klousule amper deur die wet gaan en sê, hoekom dit ongrondwetlik en irrasioneel en onuitvoerbaar en onimplementeerbaar en dan natuurlik onbekostigbaar is. So ons het 'n oorhoofse amper sambreel benadering. Ja, ek dink ons stukke is die standaard stukke. Ja, absoluut. Ons beveg die proses wat gevolg is, sowel as die wet op sigself.
So ek meen as ons slaag met die prosedurele saak dan se NGV weg. As ons of baie van die ander litigante, daar staan 'n groot saak vir die grondwethof, wat deur die Board of Healthcare Funders en die bedryfsraad gevoer word. As hulle slaag dan se NGV daarmee heen. Kom ons byt gou daarmee vas. Intussen daai sake is die NGV ook tydelik gestop. Ja, nee, absoluut. En ons verwag dat hy ook dan permanent gestop sal word, want hierdie sake kan nog baie lank aangaan. Ons gaan nie binnekort uitspraak in die konstitusionele hof hê nie. En selfs as ons daardie uitspraak het, is daar nog ons saak en talle ander sake ook teen die NGV aanhangig. So dit behoort eintlik hierdie tydelike stop behoort eintlik 'n gegewe te gewees het na my mening en na die mening van baie ander mense, want 'n mens sou verwag dat jy nie belastingbetalers se geld kan spandeer op iets wat waarskynlik nooit kan gebeur nie. En my teorie is ook dat die president hierdie tydelike stop aangekondig het, juis om planne te maak om op die ou end nie NGV deur te voer nie, want hy wil nie redes gee vir sy ondertekening van die wet nie, want daar is nie redes nie, daar kan dood eenvoudig nie. Geen rasionele mens kan kyk na die koste-implikasies en die uitvoerbaarheidsimplikasies daarvan en dink dis 'n goeie idee nie. So die president, ek dink hy het slaaploose nagte daaroor, dat hy weet hierdie stelsel is onregverdigbaar en as hy dan nou deur die hof gedwing kan word om redes te gee hoekom hy dit onderteken het, kan hy nie daai redes gee nie, want daar is nie redes nie. En dan daar so tussenin is daar nog die sertifikaat van behoeftesaak, Solidariteit ook daardie saak gewen, hy's ook op die oomblik by die grondwetlike hof. En dit is ook 'n kernpilaar van die NGV, die sertifikaat van behoefte bepaal dat die staat kan voorskryf waar jy moet praktiseer. Dis onder aanval ons het hy saak klaar gewen, dit lê by die grondwetlike hof op hierdie oomblik. Ja, Dirk, die sertifikaat van behoefte is ook een van die gekheid wat ook een van die kernpilare van die NGV is, want hulle kan nie NGV-dienste lewer waar daar nie dokters is nie. Dis reeds, en die staat weet hoe enorme probleem dit is om dokters op party dele van die land te kry. Dis hoekom mense wat hulle gemeenskapsjare doen gewoonlik na die mees onaangename dele van die land gestuur word. Dis hoekom ons ook in baie dele van die land te sê doktere Kibaan, want dis die enigste mense wat bereid is, omdat die Kibaanse regering hulle dwing om dit te doen, maar dis die enigste mense wat bereid is om in daai dele van die land te werk. En NGV gaan dit nie verander nie. 'n Dokter wat tans 'n florerende praktyk in Pretoria of Johannesburg of waar ook al het, as die regering nou vir hom sê, nee, jy moet na een of ander uithoek van die land toe gaan, jy moet jou familie, jou vriende, almal agter daai ou gaan sê, weet jy wat, ek maak my praktyk heeltemal toe, ek praktiseer nie meer in Suid-Afrika nie, en daai dokter is weg, nie net vir die plek want hulle hom wou skuif nie, hy is weg vir Suid-Afrika. En dit gaan die uiteinde van die NGV wees, dit sou die uiteinde van die sertifikaat van behoefte ook wees. Jy kan nie mense dwing om te trek nie, dit was een van ons regering se grootste kwelpunte teen die verlede was dat mense gedwing is om te trek. Nou wil hulle van die mees opgeleide mense in die land dwing om te trek en vir hulle sê waar om te bly en waar hulle mag werk. Dit is siek, jy kan nie dit doen nie. Dit is siek. Maar tog sê ons dat daar met 'n antwoord kom. Jy het aan die begin gesê, daar is krisisse met al twee stelsels op die oomblik, so daar moet antwoorde, andersoortige antwoorde kom. Ons is nie glad nie daarteen dat alle mense in Suid-Afrika moet toegang hê tot goeie mediese sorg nie. En ons het 'n alternatiewe antwoord. Wat is dit? Ja, ons het verlede jaar, het twee politieke partye, ons het dit by die parlement self ook ingedien, die DA en die Vryheidsfront Plus het dit ook namens ons ingedien, die Healthcare Funding Reform Bill, noem ons om. Dis 'n kort wet wat ons saamgestel het, wat basies sê, almal wat werk, moet tot 'n mediese fonds, 'n privaat mediese fonds van hul keuse behoort. Ons het ook die finansieringsmodel daar gestel vir hoe dit finansier sal word. Eerstens met die mediese fonds krediet, wat jy van die belasting aftrek, dit moet 'n klein bietjie opgesteek word, en dan met 'n werkgewersbydrae, want dit is tog in werkgewers se beste belang dat hulle personeel gesond moet wees, en as hulle siek is, nie vir 3 dae in die ry hoef te staan by die kliniek om behandeling te kry nie. Jy wil hê jou personeel moet so gou as moontlik behandeling kry en terug in die werkplek kom. So almal wen in hierdie stelsel. En teen lae koste sal almal dan toegang tot mediese fondse hê en privaat gesondheidsorg kan gebruik.
dit sal daartoe lei dat hopelik meer mense opgelei word, meer mense bly in die mediese praktyk, dokters, verpleegsters, al jou ander mediese dienste. En die groot wen daar is nie net vir pasiënte individueel nie. Die groot wen is, as jy kyk na 20-30 miljoen mense wat tans op die openbare sektor aangewese is, wat dan nie meer daarop aangewese sal wees nie. So dit verlig enorme druk op die openbare stelsel. Sodat daai suksesse wat ons wel nog in die openbare stelsel het, uitgebrei kan word, sodat die dokter, want ons het, ons moet nie 'n fout maak nie, van die beste dokters in die wêreld is nog steeds in Suid-Afrika, nie net privaat nie, ook in ons openbare stelsel, maar die probleem tans is, hulle is totaal en al oorlaai. So as jy vir 20-30 miljoen mense in Suid-Afrika kan sê, jy het nou toegang tot private gesondheidsorg en dit kos jy nie veel nie, dan kan hierdie dokters in die openbare stelsel ook tot hulle reg kom, want hulle is nie meer oorlaai nie, hulle hoef nie meer elke dag honderde pasiënte in te druk en basies af te rammel. Nee, hulle kan weer kwaliteit diens gee soos wat hulle wil doen. So, dit is die een groot ding. Die ander ding aan die privaat kant met meer, hoekom ek sê dit kan meer bekostigbaar wees en meer bekostigbaar word volgens die stelsel wat ons voorstel, is wat tans gebeur met mediese fondse, is net die mense wat die meeste eise gaan insit, bly nog op 'n mediese fonds. Mense, so dit moet al duurder word. Fondse het nie 'n ander opsie nie. Regulering van die Raad vir Mediese Skemas maak dit ook absoluut onmoontlik vir hulle om vir enige iemand 'n goedkoop, bekostigbare diens neer te sit. So as jy almal dwing of hulle gaan eis of nie om by te dra tot 'n mediese fonds, dan kan dit net goedkoper word. Dan versprei jy daai risiko baie beter. Dan al die hele gesprek rondom risikogradering in mediese skemas, dit word irrelevant, want risiko is van nature oor die hele pool versprei, wat dit tans glad nie is nie. Die nasionale gesondheidsversekering is in sy wese siek. En daarom sal ons dit beveg met alles wat ons het. Ons het dan ook nou daaraan geslaag om dit tydelik te staak, maar ons het nie opgehou nie. Ons wil dit permanent stop. Maar ons stop ook nie daar nie, want ons moet 'n goeie antwoord kry vir mediese sorg in Suid-Afrika. Ons wil graag hê dat almal toegang moet hê tot goeie mediese sorg en ons alternatiewe strategie veg ons net so hard voor as wat ons teen die nasionale gesondheidsversekering veg. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube-kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.